Okay, julle, ons gaan aan met die reeks in gesprek met myself. Hierdie is stemgreep nommer 3. Nou vandag gaan ons 'n klein bietjie gesels oor opregtheid. Nou, weer 'n keer leef ons in 'n tyd waar mense baie keer moet voorhou sekere goeders net om sy werk te kan behou. Hy moet sekere goede doen net om hier en daar 'n ou geldjie te verdien. Ensovoort. So ons het amper 2, 3, 4 gesigte wat ons het op 'n daaglikse basis net om aan die lewe te bly. Maar nou waarvan ek nou vandag wil praat is spesifiek met opregtheid. Is as jy iemand ken of leer ken of hoe ook al jy dit nou wil stel. Probeer altyd so opreg as moontlik wees. So dit help nie jy hou voor en ek gaan nou maar, kom ons gebruik nou maar sommer 'n dominee of hoe ook al, kom ons gebruik 'n dominee, goeie idee. Nou ek het groot geword en baie van die dominee se kinders was natuurlik die stoutste kinders wat jy in jou lewe gesien het. Ek weet nie hoekom dit so is nie. Dis maar net hoe dit uitgewerk het veral waar ek groot geword het. Julle kan dalk nou self sê hoe was dit by julle? Maar interessant, dit was maar net hoe dit was. Nou, weer 'n keer is dit moeilik. Jy weet ek sien die lewe maar op 'n sekere manier en ek glo dat as jy by iemand wil iets hoor, maak nie saak wat dit is nie, dan gaan jy tog nou mos na 'n soort van 'n spesialis toe. Ek is jammer om te sê, dis maar hoe ek dit sien. Dalk is ek verkeerd, maar dit is maar my opinie. So met ander woorde, as ek deur 'n egskeiding gaan, dan wil ek graag met iemand gaan gesels wat self deur 'n egskeiding is. Dit klink seker nou maar snaaks vir sekere mense, maar dit is die realiteit daarvan, want op die einde van die dag, 'n ou wat nog nooit deur 'n egskeiding was nie, weet mos nou nie wat se implikasies daarvan nie. Dis hoekom dit altyd vir my interessant is dat hierdie mense wat gewoonlik boeke skryf hoe om kinders groot te maak, het nie self kinders nie. Dis altyd vir my die interessante deel daarvan. So wees ook maar bewaar jouself ook maar teen sulke tipe mense. Jy weet daar is nie 'n beter ou wat vir jou wat jy jou resume kan opbou deur die lewe nie. So jy gaan praat met mense wat self al daardeur was, wat die situasie verstaan. Okay, ja, net om af te sluit oor die dominee en sy stoute kinders. Jy weet dis maar redelik eenvoudig, jy weet as jy nou jou kind moet vat vir berading by die dominee, en hy moet nou met hom gesels oor dat hy dalk nou een of ander iets aangejaag het of wat ook al. Ek kan nie sien hoe kan dit gebeur as jou kinders seker die stoutste in die dorp is nie. Jy weet, en dit is maar een van daai maskers wat gedra word. Byvoorbeeld, nie dat ek nou dominees aanvat nie. Jy weet, ek praat maar uit my verwysingsraamwerk uit en hoe sekere mense maar optree en so, veral hoe ek groot geword het. So ja, ek vat nou nie dominees aan daarop nie, maar net vir interessantheid, dit is nogal iets wat ek opgetel het soos wat ek groot geword het. Okay. So om nou weer terug te kom na die feit of waarvan ek nou eintlik wil praat vandag in die opregtheid, is weer 'n keer as jy met iemand in 'n verhouding tree, en dit maak nie saak wat se verhouding dit is nie, of dit nou 'n vriendskapverhouding is, jy weet 'n liefdesverhouding, maak regtig nie saak nie. Mens moet opreg wees. Jy moet eerlik wees. Jy kan nie jy weet die een sonder die ander een hê nie. En hoekom dit so belangrik is om opreg te wees, is dat op die einde van die dag, dis hoekom so baie verhoudings dit nie maak nie, is juis omdat die opregtheid nie daar is nie. Mense gee baie voor, hulle is hierdie tipe persoon of daai tipe persoon, en jy weet, as dit nou eers hierdie tydjie verby is, dan kom die mense agter, nee wag, hierdie ou is nie 'n lekker ou nie, of hierdie girl is nie 'n lekker girl nie, hoe ook al. So dis vir my belangrik dat jy
opreg moet wees. Soos wat jy in jou natuurlike habitat is, so moet jy wees in jou alledaagse lewe. Nou ja, daar is nou maar sekere goedjies soos wat ek nou begin met die inleidingkie om te sê, jy weet, jy dra hierdie verskillende gesigte want jy moet werk en jy kan nou nie natuurlik by die werk natuurlik sê jy voel oor jou baas nie, anders gaan jy dalk môre jou werk kwyt wees. Dit verstaan ek en dit is nou maar waar jy ook nou maar die lyn mos nou maar trek. Maar in jou verhoudings, veral in jou huisgesin, in jou lewe, jy weet, maak seker daar is nie plek vir interpretasie nie, wys hoe jy lewe, soos wat die Bybel ook maar sê, jy weet, jy sal 'n boom ken aan sy vrugte, jy weet, nie net 'n scenario waar, jy weet, hierdie ou se mond gaan oop en toe en daar kom 'n klomp goed uit nie, as die ou nie reg leef nie, en die regte goed doen nie, dan is hy nie reg nie, of sy is nie reg nie, dit is net hoe dit werk. Jy kan deur al die ander goeters redeneer en probeer wegredeneer en opredeneer net soos wat jy wil. Maar as jy nie daai opregtheid het in jou lewe nie, jy weet dan hardloop vir die berge. Dit is maar so eenvoudig. En soos ek sê, dit is eintlik van toepassing in al jou verhoudings. Ja, dit beteken nie mens moet oor alles saamstem nie. Daar is natuurlik plek vir redenering en verskillende interpretasies en wat daarmee gepaard gaan. Jy weet, maak nie saak waaroor dit gaan nie. Jy weet, soos mense nou kan sê, jy weet, die een ou kan dalk vir die bulle skree en die ander ouens vir die Vrystaat. Dit gaan nie die masjien breek nie. Maar dit is tog baie belangrik dat 'n mens moet verstaan dat elkeen moet opreg wees. En jy moet opreg optree. En dis baie eenvoudig. Jy hoef nie jou wese te verander nie, maar laat die mense ten minste sien wie jy is deur jou optrede. En dis kom nou maar weer terug soos wat ek gesê het. Jy weet, jy sal 'n boom ken aan sy vrugte, want dit help nie jy sê een ding maar jy tree heeltemal anders te op. En jy kan dit ook maar toepas in jou lewe. Dis baie belangrik, jy weet, veral as jy leiers en sulke goed wil begin volg en agterna strewe en presidente en al hierdie tipe dinge wat in die lewe is en jy hou meer van hierdie een en daardie een en wat ook al. Maak seker jy kyk hoe hy optree. Dit help nie ouens van politieke partye sê hulle gaan hierdie goed teenstaan, jy stem vir hulle en dan op die einde staan hulle niks teen nie. Jy weet, dan is dit mos nou dan die vrugte wat hulle mos nou dra is nie dieselfde as wat hulle sê nou maar gesê het nie. En dit is baie belangrik om daai konsep te verstaan. Ons lewe in 'n era waar enige iets kan gaan vir die waarheid. Ons het nie meer of ons leef nie meer in 'n era waar goed feitelik is nie. Jy het jou waarheid en ek het my waarheid. En dis absoluut 'n strooi. Daar is net een waarheid en dis die waarheid. Maar dit is ongelukkig die tye in die era waarin ons leef. So ons moet verstaan dat jy moet jouself bewaak en beskerm teen mense. Maar doen ook die moeite en sien die opregtheid in sekere mense. So as die ou nou, kom ons vat nou 'n stupid voorbeeld. Ou praat nou dalk 'n bietjie lelik. Jy weet, hy vloek nou bietjie baie volgens jou. Maar sy wese en sy optrede wys vir jou dat hy's 'n goeie mens, sy hart is op die regte plek. Hy doen alles in sy vermoë om jou te help, ander te help, hoe ook al. Dan wys dit weer sy vrug. En dit is die belangrike deel hoe 'n mens daarna kyk. Moenie opeindig om te wees soos die Fariseërs in die Nuwe Testament waar hulle sekere goed kwyt geraak het, maar hulle het dit self nie gedoen nie. Jy weet, dit is 'n belangrike konsep om te verstaan. Maar jy as persoon probeer weer so opreg as moontlik wees. Besop om daai masker wat jy aansit op 'n daaglikse basis om 'n geldjie te kan kry, om in die lewe te bly, om aan die lewe te bly. Maak seker jy haal daai masker af en jy sit hom nie weer op as jy tussen vriende en familie of wat ook al is nie. Wees net opreg, wees net jouself. As mense nie van jou hou nie, dan hou hulle nie van jou nie. Daar's niks wat jy daaraan kan doen nie. Jy kan selfs jy weet, hulle probeer gelukkig hou ook en dit gaan nog steeds 'n probleem wees. Dis net hoe mense is. En ons almal hoef nie van mekaar te hou nie. Dit is ook 'n realiteit van die lewe.
Jy hoef nie van my te hou nie, ek hoef nie van jou te hou nie. Dit is die realiteit van die lewe. Maar ons kan nog steeds 'n middelgrond kry en ons kan nog steeds met mekaar kommunikeer en ons kan 'n werk gedoen kry. En dis belangrik om dit te verstaan. Mense hoef nie altyd kwaad te wees en te sê ek is beter as die ou of wat ook al nie, want dit is eintlik maar ook waarop dit neerkom. En dis hoekom ek sê, jy weet, pas op laat jy nie in daai gat val nie. Wees net opreg, wees net jouself. Tog sal mense jou benader as daar tog nou goed is wat hulle wel pla of 'n probleem vir hulle is, verseker. Dit is die realiteit daarvan, maar moenie daai masker aansit nie. Weer 'n keer, dit is so belangrik, want op die einde van die dag, jy weet, as jy daai masker aan het en mense kom agter wie jy regtig is, jy weet, dit is wat ek al soveel keer gesien het in verhoudings en in optredes en maniere van mense wat goed doen. Jy weet, en dan draai dit uit as die grootste probleem op aarde ensovoorts, is maar gewoonlik as die ouens nie opreg was in hulle optrede en in hulle jy weet, in hulle woorde nie. Dis maar so eenvoudig. Maak seker jy gaan en jy gee alles wat jy is en wees weer 'n keer so opreg as wat jy kan wees. Nou ons het in die vorige greep gepraat oor jy weet, wat is vir jou waardevol, en dan het ons nou in die volgende een gepraat oor die leuen. En hierdie is so belangrik want dit sluit so mooi aan by die leuen. Om te wys, jy weet, ons het mos nou gepraat en gesê, jy weet, jy vertel nie die hele waarheid nie, jy vertel so 90% waarheid en dan die 10% is die leuen. En dit is wat baie keer gebeur as jy daai masker aansit. So jy vertel nie die volle waarheid nie, jy vertel eintlik maar half wat die mense wil hoor. Jy vertel eintlik maar half wat jy weet, hulle sal gelukkig maak. En dit is nie reg nie. Jy moet jouself wees, jy moet opreg wees. Jy hoef nou nie jou opinie op almal af te druk nie. Dit is 'n hele ander storie. Ek het 'n groot probleem daarmee. Maar maak seker jy is net opreg in jou optrede. Baie belangrik. Jy weet, jy hoef nie jou opinie op ander mense af te dwing nie. Op die einde van die dag, weer 'n keer soos wat die Bybel maar sê, 'n wyse man bly gewoonlik stil en luister wat die ander manne kwytraak. So dit maak dit nogal redelik eenvoudig en maklik. So pas op om jou mond ook uit te spoel oor goede wat jy nie heeltemal seker is wat is die ware woorde nie of wat is die waarheid nie, want jy mag dalk jou voet daarin insit. So dis vir my baie belangrik, mense, ons moet maar hierdie goedjies maar in ag hou en in gedagte hou. Ek wil net dankie sê vir Tannie Bets ook wat hierdie voorgestel het. Dankie vir dit, Tannie Bets. As 'n paar ander wat Tannie ook gesê het, maar natuurlik hierdie is so belangrik. En as jy dit toepas, sal jy ook sien die mense wat jy na jou toe gaan wat jy weet wat ware vriende gaan wees en jy weet jou verhouding in jou lewe ensovoorts gaan baie langer en baie meer suksesvol wees. Jy weet, jy gaan 'n vriend kan noem wat 'n vriend gaan wees vir jou lewe. Nie 'n ou wat oormôre as daar iets gebeur, dan is hy nou weg of hy hardloop weg of wat ook al nie. So dis maar belangrik en jy sal dit sien, maar dan moet jy opreg wees in jou optrede. Jy moenie verander wie jy is of hoe jy is en wat jy dink nie. Wees jouself en hulle moet jou vat soos wat jy is. En as hulle jou nie vat soos wat jy is nie, dan weet jy mos nou maar daai is nie noodwendig die regte mense om saam met jou te wees of om die pad saam met jou te stap nie. So dis net belangrik om daai konsep te hou en te verstaan en ook, jy weet, as jy wel in konfrontasie kom, jy weet, met iemand en hulle wil of hulle vat jou aan oor iets, byvoorbeeld, dan kan jy ook vir hulle verduidelik wat is jou uitgangspunt oor dit en hoe sien jy dit raak. Weer eens, jy mag verskil, daar is 'n ruimte om te verskil. Ons hoef nie almal dieselfde te dink nie, dit is vreeslik belangrik om daai konsep te verstaan. Maar weer eens wys dit deur jou optrede. As jy sê jy is 'n vreeslike goeie mens en jy gee graag vir die armes of hoe ook al jy dit wil stel, dit beteken niks om dit te sê nie. Doen jy dit? Jy weet, dit is die realiteit daar. Dit is so eenvoudig. En dis nou weer waar die Bybel ook maar sê, 'n boom sal geken word aan sy vrugte.
Jy weet, en dit is die realiteit daarvan. As jy goed doen wat op die einde van die dag armes help, ja, dan kan jy dit dalk nou sê as jy dit nou sou wou sê. Maar jy hoef dit ook nie regtig te sê nie, want ek meen tog help jy mense nie om daaroor te brag of jy weet hoe kan 'n mens nou sê jy weet die prysing daarvoor te kry nie. Op die einde van die dag doen jy dit mos want jy kan eerstens en tweedens want jy kan in daai oomblik en jy het die vermoë. Ja, oor 'n paar jaar verander dit en jy kan nie noodwendig mense help nie. Dit het al met my ook al gebeur. Jy weet, dit is die realiteit. En dan sal jy gewoonlik maar jou ware vriende ook maar sien. Dis gewoonlik daai mense wat bereid is om jou te help as dit met jou moeilik gaan. As jy sien of jy sal vinnig soos ek sê optel, en dit is maar die realiteit. Jy weet, maar jy hoef nie vir iemand iets goed te doen of iets goeds te doen en dan nou iets terug te verwag nie. Dit is verseker so. Maar ja, soos wat ek dink daar's 'n gesegde in Afrikaans wat ook maar sê, en jy sien jou ware vriende maar gewoonlik as jy in die moeilikheid is. Ek weet ek het dit nou nie heeltemal reg gesê nie, maar dit is maar daai konsep. Jy weet, dit is maar soos 'n liefdesverhouding ook. Jy weet, hulle sê mos as jy bankrontskap aan die deur klop, dan loop liefde by die agterdeur uit. Baie mooi gesegde. En dit is die waarheid. Jy weet, mens moet maar hierdie tipe goedjies in ag neem en jy moet dit in gedagte hou. Maar as alles wat jy net moet probeer altyd maar optree in opregtheid. En dit is die belangrike deel. As jy nie optree in opregtheid nie, dan gaan jy baie vinnig agterkom, of jy gaan baie vinnig, jy as persoon wat nie optree in opregtheid nie, gaan baie vinnig bakslaag kry, jy gaan baie vinnig agterkom, dat jy gaan stoksiel alleen opeindig, of dit nou is, of dit later in jou lewe is, maar dit is die realiteit. Want mense mag dalk nou dink jy's oulik en so, want jy probeer altyd almal gelukkig hou, maar jy ontwikkel nie, of jy kry ook nie ware vriende, of self suksesvolle liefdesverhoudings deur daai masker aan te sit nie. En dis hoekom dit so belangrik is, dat jy moet in opregtheid optree. En moenie voorhou nie. Jy weet, wees wie jy is, en soos ek sê, mense sal na jou toe kom, of mense gaan van jou weggaan. Dit is die realiteit. Jy kan nie daarteen stry nie. Maar jy moet maar net seker maak, dat jy wel jou kant skoonhou, en dat jy in opregtheid optree. Moet ook nie bekommerd wees oor wat ander mense doen en sê nie, want op die einde van die dag, daai mense sê maar 99% van die tyd die goed vir jou en teenoor jou, nie uit liefde uit nie omdat hulle jy weet, enige snaakse goed het of wat ook al nie. Dit is gewoonlik maar net jaloesie. Want dit gaan oor ook wat julle het, wat hulle nie noodwendig het nie. En dit is maar die realiteit. Dit maak nie saak hoe 'n mens daarna kyk nie, dit maak nie saak hoe jy dit wil op of af redeneer nie. Dit is die waarheid. As jy nie opreg is nie, en jy hou goed voor, en jy raak goed kwyt wat jy dalk nie moet nie, is maar gewoonlik, omdat jy nie self in jou eie lewe in 'n opregtheid optree nie, en ook nie in opregtheid wil leef nie. Belangrike enetjie. Jy weet, jy is meer gemaklik in die masker, jy is meer gemaklik om hierdie fasaad op te sit, wat nie realisties is nie, en wat eintlik alles of amper half teen jou eie wese is. En dit is belangrik, jy weet, mens kan nie op daai trant aanhou nie. Jy weet, dit is, soos ek sê, dit is eintlik baie vreeslik, want op die einde is jy die persoon wat, jy weet, alleen oud word. Jy is die persoon wat, jy weet, die mense wat jou ken, smile and wave, en dan hardloop hulle weg, want hulle weet hoe is jy. En ek dink is belangrik om dit te besef, jy weet, mens moet in opregtheid optree. Ja, en van daar af kan jy natuurlik altyd gaan, en jy kan dit verder uitvat, en jy kan dit verder beter maak. En onthou net mense, hierdie is nie 'n aanval op enige iemand nie. Op die einde van die dag is ons almal so, soos wat ek nou in die begin ook gesê het, almal sit maar daai maskertjie op om 'n geldjie te verdien, of dit te doen of dat te doen. Maar ons moet net besef waar die lyn getrek moet word. En in jou persoonlike lewe, in jou familietyd, in jou tyd met vriende, maak seker dat die persoon wat jy is,
is die persoon wat jy is. Dra die vrugte. Moenie ja, mense kan baie goed sê partykeer wat seermaak en al daai goeters, maar dit is maar eintlik nie so erg nie. Maar dit gaan oor die vrugte wat 'n persoon uitstraal. En as daai vrugte nie daar is nie, dan is daai persoon op die ou einde van die dag nie die moeite werd om weer of ewen verder in jou lewe te hou nie. Dit is maar so eenvoudig. So mens moet maar kyk na optrede en die realiteit daarvan. Maar ja, mense, dit is maar my stukkie wat ek nou maar vandag so 'n bietjie met myself geredeneer het, uitgepraat het. Ek wil weer eens dankie sê vir Tannie Bets. Baie goeie onderwerp om oor te gesels. Nie 'n maklike een nie, maar ek vat maar alles altyd terug na die Bybel toe. En jy weet hoe moet 'n mens opregtelik optree? En jy weet hoe ek dit sien. Onthou net mense, jy hoef nie met my saam te stem nie, jy kan met my verskil. As daar iets anders is wat jy dalk wil hê ek moet oorgesels, asseblief sê vir my in die kommentare en ons praat daaroor. Okay mense, hoop julle het 'n wonderlike dag. Ons praat weer.